Goeiedag almal. Willem, die groot besprekingspunt in die nuus onlangs was gewees die konflik in die Midde-Ooste en is eintlik verbasend met die toetrede van Amerika dat ons nie groter reaksie gesien het in die markte nie. Wat is die vooruitsig daarvoor en wat kon gebeur het as meer lande daarbey betrokke geraak het? Ja, Jan is reg, die markte het verbasend min reageer. Ek dink wat gebeur het is, hulle het onmiddellik met die begin van die oorlog die risiko ingeprys en toe 'n wag en sien houding ingeneem, selfs met die toetrede van Amerika. Ander ding om in ag te neem is normaalweg as die konflikte in die Midde-Ooste is van korte duur. So die mark het maar so 'n bietjie na die geskiedenis gaan kyk en besluit hulle gaan eers kyk hoe speel dit uit. Iran se reaksie was ook redelik gematig in die sin dat hulle nie gaan dit in die skeepsroetes gaan blok het en die ding verder laat opblaas het nie. So sou dit nie gebeur het nie, jy weet, sou die markte baie skerper gereageer het, want dit sou druk op oliepryse geplaas het, dit druk op inflasie plaas en rentekoersverwagtinge sou verander het. Ja, gegee die skietstilstand wat ons nou in die Midde-Ooste het, is markte kalm, en al die indekse is positief, maar daar is tog nog die onsekerhede van die handelsooreenkomste, of die handelstariewe, en dit is nog nie verdiskonteer nie. So wat is ons vooruitsig vir die markte, gegee al die onsekerheid wat daar rondom dit is? Ja, die markte was eintlik die afgelope 6 maande baie wisselvallig gewees as gevolg van al hierdie onsekerheid wat is in die markte. Die groot drywers op die oomblik bly maar maatskappy winste, inflasieverwagtinge, Amerikaanse inflasie is teenstrydig met wat verwag is, daar nog nie vreeslike impak gesien van die tariewe wat ingestel is nie. En dan verwag die mark ook nog verder rentekoerssnye daai kant. So tot die 9 Julie se kant wat die uitstel van die tariewe nou weer gaan inskop, dit sal die markte nog redelik opgaan, maar jy kan verwag dat daar rondom daai datum weer so 'n bietjie wisselvalligheid en onsekerheid gaan wees. Gegee nou al hierdie onsekerheid in markte rondom die geopolitiese spanning in die Midde-Ooste en die handelstariewe wat nou in die volgende maand weer gaan uitspeel, hoe moet beleggers hierdie onsekerheid hanteer? Wat is waarvoor moet hulle versigtig wees om nie te doen op hierdie stadium? Ja, ek dink dat ons maar net weer gewys, jy moet fokus en hou by jou plan, fokus op die langtermyn, moenie paniekerig raak nie en moenie emosionele besluite neem nie.